Goeiedag. En mag ons saam wees rondom die woord vandag regtig tot opbou en tot groei wees. Ons gaan kyk na Markus 7, maar net eers, hoe luister jy na 'n preek? Hoekom kom jy na 'n erediens toe? Wat is die doel? Wat is die ding wat jy wil bereik? En miskien is dit ons wil iets nuuts leer ook as ons na 'n preek luister of as na 'n erediens toe kom, dan wil ons bemoedig word, ons wil nuwe perspektief kry, ons wil saam op die Here loof, ons wil geloofsgemeenskap beleef. En dit is al deel van ons, inderdaad 'n goeie roetine en dit is inderdaad alles belangrik. Maar die vraag is, luister ons na 'n preek en kom ons na erediens toe terwille van lewensverandering. Nou hulle sê dat daar's eintlik maar net 8% van mense wat as daar verandering is, wat dit omhels en wat opgewonde, spontaan opgewonde is oor verandering. Maar die punt is, om reg besig te wees met die woord, om na 'n preek te luister, beteken per definisie verandering en groei, om anders te word in jou denke, om jou daarin gesindhede so te verander dat dit meer in lyn met God se wil is, dat jy meer God se beeld vertoon en al meer die Here verheerlik. So om besig te wees met die woord, om na 'n preek te luister, is nie maar 'n akademiese interessante of dalk selfs net 'n emosionele aktiwiteit. Dit gaan oor lewensverandering. Is ek en jy gereed dat ons lewens verander, ook dat ons in gehoorsaamheid aan die woord van God, as ons dan nou die woord hoor? Is ons gereed dat ons lewens verander in antwoord op die genade wat hy aan ons bevestig? Het ons 'n afwagting en 'n verwagting en 'n gehoorsaamheid om verander te word? Want ons kan baie keer besig wees met die woord en dan hoor ons wat daar staan, maar ons druk dit in in die raamwerk van wat vir ons gemaklik is, wat vir ons aanvaarbaar is en waar ons gewoond is. Ons buig dit maar te dikwels om te pas in ons denkraamwerk en paradigma. So, ons maak die woord oop en ons is gereed vir die opwindende volgende tree in hierdie veranderende lewensreis, voortdurend veranderende lewensreis saam met God, waar God self die enigste onveranderlike en veilige konstante is. God wil hê dat ons moet groei, ook vandag, meer sy volheid beleef, wanneer ons die woord oopmaak. En daarom bid ons dat die Heilige Gees ons sal lei en ons harte sal verander, ons lewe sal verander, ook wanneer ons lees uit Markus 1. Ons lees daar die Fariseërs en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Maar die Fariseërs en tevens die Jode oor die algemeen eet immers nie, as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle dan aan die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waarin hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe: "Meneer, waarom handel u disippels nie volgens die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte nie, en eet hulle met onrein hande?" Hy antwoord hulle: "Die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Julle is skynheiliges, soos daar geskrywe staan: hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou." So kernding waar ons bietjie gaan kyk, deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou. Julle laat die gebod van God los en nou in die oorgelewerde gebruik van mense vas. Hy het verder vir hulle gesê: "Julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuwe en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. Moses het gesê: eer jou vader en moeder, en wie sy vader en moeder vloek moet sekerlik doodgemaak word, maar julle sê: iemand kan vir sy pa of sy ma sy enige gawe wat u van my sou kon kry is korban, dit wil sê offergawe vir God. En so laat julle hom toe om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te doen. So ontneem julle die woord van God sy gesag deur julle oorgelewerde gebruike wat julle op julle beurt weer oorgelewer het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen." Ja, volgens statistiek sê hulle 70-80% van ons landse mense is die bevolking is Christene. Nou soms sê hulle weet nie waaroor dit gaan nie, hulle is net naamchristene, dis maar net formalisties. En inderdaad, as ons net gaan kyk na wat gebeur in ons land,
dan weet ons dat 80% Christene, die teorie van 80% is inderdaad maar net teorie. Dis net 'n naam, dis nie 'n werklikheid. Maar hoekom word Christendom en formalisme of naamchristenskap so maklik saamgedink? Hoekom is mense gemaklik daarmee om hulle self Christene te noem, maar te leef soos hulle wil, nie waarlik toegewy aan God nie, hulle leef nie in 'n verhouding met God nie, God staan nie sentraal in hulle lewe nie. Nou die skrikwekkende moontlikheid is dat mense inderdaad na Christene kyk en kyk hoe Christene leef en dan tot die slotsom kom dat Christendom is maar net 'n klompie rituele. Dat Christendom nie noodwendig jou lewe hoef te bepaal nie, maar dat 'n goeie aspek van jou lewe is en is soos goed is om aan 'n bepaalde klap te behoort en dan vereenselwig hulle met 'n Christendom as 'n formalistiese uitwendige ritueel. Ons as gelowiges kan dalk met ons lewe 'n formalistiese Christendom verkondig en daarom is mense gemaklik om te sê hulle is Christene, maar hulle leef eintlik maar net formalisties of nog steeds hulle eie lewe. En as ons hierdie gedeelte in Markus 7 van nader bekyk, dan moet ons inderdaad gereed wees om selfondersoek te doen. Selfondersoek te doen sodat ons ook anders te dink en anders sal praat en anders sal doen. Christendom en Christen wees moet dalk nie omskryf word terug na wat dit werklik is en nie wat dit geword het oor jare en eeue en kulture heen nie. Kerk wees, soos ons dit bedryf, moet dalk hergedefinieer word weer in lyn met wat die Bybel sê dit is. Om 'n Christen te wees beteken dit sekerlik iets anders vir daardie 'n groot deel van hierdie 80% wat sê hulle is Christene. Maar dalk jy's ook beteken iets anders vir my en vir jou. Vir ons, wat ons gedink het Christendom is en kerkwees is dalk nie regtig wat die Bybel sê nie. En daarom is ek bereid om wanneer ek na die woord hoor en na die skrifgedeelte kyk en die preek luister, is ek bereid om Christen te wees soos God dit bedoel. Is ek bereid om te verander, om meer in lyn met God se woord te kom. Mens dink terug aan die reformatie hier in die 16de eeu, wat juist teen die formalisme en bloot uiterlike wyse van godsdienstbeoefening was. Dit was amper daai tyd 'n meganiese Christendom wat grootliks maar gegaan het, jy moet aan die Rooms-Katolieke Kerk behoort en 'n klomp stappe volg, jy gereeld bieg, jy moet nagmaal gebruik en dan is jou saak in orde. Die reformatie gaan juist daaroor dat hulle teruggaan nie na die kerktradisie en die gewoonte nie, maar na die skrif. Wat sê die skrif oor dinge? En nie bloot wat sê die kerklike tradisie. Kerklike tradisie is noodwendig. En dit kan goed wees as dit in lyn is met die skrif en as dit die skrifbeginsels die beste nog konkreet maak in vandag se tye. Maar bly ons nog by die skrif of word die tradisie en die formalisme te belangrik? Het ons dalk vandag reformatie nodig oor Christendom en oor Christen wees en oor kerk wees? Het ek en jy dalk reformatie nodig in ons eie lewe? Wat is die inhoud vir my en vir jou as ons sê, maar ek is 'n Christen? As mens gaan kyk na hierdie skrifgedeelte, dan kom die Fariseërs met die vraag, waarom handel die disippels nie volgens die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte nie en eet hulle met onreine hande? Nou tog is dit nie eintlik wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes wil weet nie. Hulle soek eintlik maar net iets om Jesus mee vas te trek. Hulle verwerp hom as persoon en dan stel hulle alles in werking om 'n hoek te probeer kry. Maar die Here ken hulle hart en daarom antwoord hy nie eens hulle vraag nie, maar lê hulle eintlik 'n probleem bloot waar hy sê, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom, julle is skynheilig, soos daar geskrywe staan, hierdie volk eer by met hulle mond, maar hulle hart is ver van my. Jesus Christus ontbloot hulle as skynheilig. Dit gaan daaroor om 'n masker te dra, iets voor te gee wat jy nie regtig is nie. Die woord skynheilig in die oorspronklike taal het eintlik te doen met 'n akteur wat 'n rol speel. Hulle is uiterlik vroom, baie godsdienstig en godsdienstige rituele, maar binnekant is hulle dit nie. Dis leeg. Binnekant is dit leeg. In Lukas 12 lees ons hoe hulle vir die skyn lang gebede opsê om deur mense gesien te word. Uiterlik mooi, maar nie in hulle hart nie. Of in Lukas 11 noem die Here wit gepleisterde grafte, mooi van buite, maar binne vol doodsbeter. Ja, die Here sê hierso hulle eer hom met hulle lippe, maar hulle hart is ver van hom. Hulle het nie 'n persoonlike verhouding met hom nie, vers 6. En hy so harde woorde wat hier gesê word.
En hierdie skynheiligheid is egter nie 'n unieke verskynsel bloot by die Fariseërs en die skrifgeleerdes nie. Die Here haal jy 'n teks van Jesaja uit die boek Jesaja aan waar Israel beskryf word dat hulle diens aan die Here was alreeds lippetaal en hulle hart was ver van God af. Ook ek en jy kan vandag geestelike maskers dra, vasval in geestelike rituele en forme en so op 'n manier 'n rol speel, 'n akteur wees, terwyl ons hart ver van God af is. God plaas ons voor Markus 7 met die spieël, in die spieël van Markus 7 en vra, is dit wat jy in die spieël sien, wie jy werklik is? Pas ons in uiterlike forme en rituele? Is dit waar ons inpas? Is dit wat ons doen? Of leef ek in 'n verhouding met God waar God sentraal staan in my lewe, dat my lewe bepaal word deur die beginsels van genade en God se verlossing en gehoorsaamheid aan God? Is ek wie ek uiterlik sê ek is? Is dit wat werklik in my hart leef? Maar dis eintlik nie waar dit ophou nie. Sonder 'n verhouding met God word die woord van God ook op 'n mensgesentreerd, eiewillige manier gebruik. So is dit ook met die Fariseërs en skrifgeleerdes. Daar staan in vers 8, julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruike van mense vas. Van die woord van God word 'n hordes menslike reeltjies gemaak van hoe hulle dink die Here eintlik behoort gedien te word. Nou, die ironie is eintlik dat waarskynlik is dit oorspronklik nie so sleg bedoel nie, want hierdie ekstra wette het eintlik maar begin selfs na die ballingskap toe hulle teruggekeer het en toe die Fariseërs gesê en eintlik met die latere Fariseërs het gesê maar ons moenie weer veroorsaak dat ons in ballingskap weggaan en so kom ons maak seker dat al die gebooie word nagekom en ons omskryf dit baie meer en voeg ons eie goedjies by sodat ons nie op die ou en die gebod van God oortree nie. Maar al hierdie goedjies wat bygekom het naand die sekuriteit en hulle sekerheid geword en die vorm geword waaraan hulle self verstrengel het. Vorm, tradisie en toepassing, interpretasie van mense word baie keer dan bo die skrif gestel of dan gelyk met die skrif gestel. Die woord van God word gelos en daar word vasgeklou aan mensgemaakte raamwerk van reëls en toepassings. En so vind hulle dan hulle sekuriteit daarin binne hierdie fyn uitgewerkte tradisies en wetjies en so sê hulle byvoorbeeld wat ons nou daar gelees het ook of in Matteus 23, ons het dit nie nou vanmôre gelees nie, maar in Matteus 23 staan daar dat hulle sê as jy by die eed aflê by die tempel is hy nie gebind. Maar as jy eed aflê by die goud van die tempel, dan is die eed moet jy wel gebind aan die eed. Sulke mensgemaakte reeltjies wat hulle byvoeg en uitbrei op wat God eintlik bedoel of sê. Ook in ons skrifgedeelte is daar twee goed die Here konfronteer of hulle konfronteer vir die Here omdat sy disippels nie hande was nie of dat sommiges nie hande was. Nou dit was nie 'n higiëniese beswaar wat ons al vandag sê was jou hande sodat jy nou voor die eet nie. Dit was nie 'n higiëniese beswaar, dit was 'n godsdienstige beswaar. Volgens die Fariseërs skrifgeleerdes was dit 'n rituele wassing wat jou moet rein maak en aanneemlik voor God voordat jy kan eet. Daar was 'n klomp goed wat jou onrein gemaak het. Jy kan op die marklyn gewees het en aan 'n ongelowige geraak het en dan is jy onrein. Ag hordes goed en daarom moes hierdie rituele wassing sê die Fariseërs en die skrifgeleerdes eers gebeur voordat jy kan eet. Maar dit is eintlik 'n ingevoerde reël wat kom vanuit die feit dat die priesters eers hulle hande en voete moes was voordat hulle die tempel in die tabernakel ingegaan het. Dit was 'n ritueel wat gekoppel word aan hulle dienswerk. En nou sê die Fariseërs nee, dis noodsaaklik vir almal voor elke ete. Menslike uitbreiding van reëls wat hulle as die gebod van God voorhou. Vers 10 sê hy weer hoe hulle die selfgemaakte reëls, hoe hulle met selfgemaakte reëls die eintlike gebod van God op sy skep. Want die Bybel sê eer jou vader en jou moeder. Die Fariseërs sê dat as jy iets wat jy vir jou ouers moet gee as korban oormerk, dan is jy vrygestel van hierdie verpligting teenoor die ouers. En korban beteken 'n offergawe van God. Maar as iets korban gemerk is, beteken nie dat jy dadelik dit hoef na die tempel toe te bring nie. So dit so 'n gerieflike loophole uitweg geword van as ek iets vir my ouers is, ek vir hulle moet sorg, dan sê ek nee, dis korban en dan word ek eintlik hierdie eer aan my ouers word eintlik 'n streep deurgetrek. Mensgemaakte reëls trek 'n streep deur die eintlike wil van God. Ja, geen wonder dat die Here sê, julle verstaan eintlik so half sarkasties. Julle verstaan die kuns goed
om die gebod van God op sy te skuif en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. Julle doen dit so mooi. Maar ek en jy moet ook eerlik na onsself kyk en na ons kerkwees kyk. In ons persoonlike lewe, in ons gemeentelike lewe en in ons kerkverband. Luister ons nog steeds na die woord van God, na die wil van God, of bring ons tog maar ook ons tradisie, ons oorlewering, die gewoonte van mense, ook selfs die gereformeerde tradisie, dat dit eintlik die woord en die beginsel op 'n subtiele wyse verdring en amper belangriker word, en dat ons identiteit in hierdie tradisie vind. Ja, lê ons sekuriteit en identiteit in God self, in die waarheid van die woord, of gryp ons vas aan 'n drywende stuk hout van tradisie en vorm? Lê ons sekuriteit daarin dat ons nog gereformeerd is, dat ons doppers is, of gaan dit daaroor dat ek 'n lewende verhouding met God het, en dat hy my bepaal? En ja, dan verstaan ek dis natuurlik so, as gereformeerdes sê ons sien die skrif op 'n bepaalde manier, ons hanteer die skrif as die woord van God en 'n bepaalde hermeneuse manier hoe ons dit verklaar, en daarom is dit belangrik. Maar ons is in die eerste plek, gaan dit oor God, verhouding met God en God se woord. Die vorms, die tradisies, die toepassing kan nie die woord van God verdring nie. Beteken nie dat ons nie vorms en tradisies mag hê nie, dis noodsaaklik. Dit kan eintlik anders doen, daar moet maniere wees hoe ons Christendom doen, maar dit kan nie bo die skrif gestel word. Ons kan baie keer as Latynse woorde wat gebruik word van 'n norma normans, wat beteken 'n normerende norm. Dis die skrif. Die skrif bepaal alle ander norme. Dan kry jy die norma normata, wat die belynis is, wat kom vanuit die woord. Wat kom vanuit die woord, en in lyn moet wees met die woord, maar ondergeskik is aan die woord. As hier 'n fout is, dan moet hierdie belynis verander en nie die skrif nie. En dan kry jy nog die norma ministrans, die bedienende norm, van hoe ons dinge gaan doen, wat onder andere ook die kerkorde en so meer is. Nou, dit moet weer kom vanuit die skrif, die belynis, en daaruit kom die kerkorde, maar die kerkorde is nie gelyk aan die belynis of aan die skrif nie. Is ondergeskik daaraan, kom voort vanuit die skrif en die belynis. En soos daar baie keer dinge wat ons self ook in die kerke waar ek ook is, in die gereformeerde kerke, dis gesê, baie keer ook selfs met 'n erediens wat 'n 2 gesprek is, en op stadium was daar 'n vaste vorm van hoe jy hierdie erediens moet loop, eintlik 'n volgorde wat jy konsekwent moet loop. En selfs so lank terug soos 1985 is daar al gesê, maar dit gaan oor die beginsel en nie oor 'n bepaalde vorm en volgorde nie, en is daar eerder momente in die erediens gesê, daar sekere ontmoetingsmomente en 'n verootmoedigings en 'n woordverkondigingsmoment, as eerder 'n bepaalde volgorde. Dit gaan nie oor die vorm nie, maar oor die beginsel. Selfs ook ons liedere, wat ons baie lank gesê het, net psalms en skrifberuimings, omdat dit in lyn is met die skrif. En dit was 'n belangrike rede, veral in die stigting van die gereformeerde kerk, dat ons suiwer by die woord bly. Maar die beginsel is nie psalms en skrifberuimings nie, die beginsel is skrifgetrouheid, en daarom het ook die gemeentes, of die synode het in 2009 juis besluit om te gaan sê, ja, daar kan ook skrifgetroue liedere gesing word, want die beginsel is skrifgetrouheid en nie bloot 'n bepaalde vorm wat op 'n stadium besluit is of 'n nut gehad het. Formalisme wat ook in ons lewens, in ons kerkwees kan insluit, dat 'n vorm te belangrik is. Maar ons moet verstaan dat daar's 2 maniere om formalisties te wees. Die een is om net vas te hou aan 'n vorm en niks mag verander nie, soos of die vorm die absolute wil van God is. Maar daar is ook 'n ander manier van formalisme, waar jy net elke nou en dan elke vorm en tradisie wil en moet verander ter wille van verandering, soos of die nuwe vorm energie en vuur in ons geestelike lewens gaan blaas. Maar albei is egter formalisme, want albei fokus op die vorm wat nie moet verander nie, of die vorm wat moet verander. Dis formalisme, dis nie gefokus op die beginsel van God nie. So ons moet teruggaan na die verlede, maar nie 30 jaar of 300 jaar na die reformatie nie. Ons moet teruggaan na 200 jaar, na wat die skrif gesê, en wat die Here sê in sy woord, oor hoe moet ons kind van God wees, gemeente wees, en hoe moet ons as kerk funksioneer. En dan, vanuit daardie beginsels, kan ons binne die konteks van ons eie tyd en die eise van ons tyd, kan ons geloof uitleef. Maar die fokuspunt is God en God se woord. Nie die vorm nie, nie die tradisie nie, nie die manier van doen nie.
die manier van doen dien die beginsel en nie andersom nie. In hierdie gedeelte word egter die gevolge van vormgodsdiens aangedui. Daar staan die Here sê in vers 7, dit help julle niks dat julle my probeer dien deur leerstellings van mense nie. Dit is te vergeefs. Julle is besig om julle tyd te mors. Nou, dis weer eens 'n bietjie hard en kras gestel. Die Here sê nie hierso ja, dis 'n bietjie subideaal en is eintlik maar bietjie onwenslik nie. Die Here sê dis tydmors. Dit help julle niks. Vorm godsdiens waar dit gaan oor die vorm en nie oor die wese van die evangelie en die wese van die woord van God nie, is sonder ware inhoud en daar is daar nie 'n lewende verhouding nie en dis 'n leë dop wat mooi van buitekant af dalk kan lyk, maar geen inhoud het nie. Vormgodsdiens is soos 'n roeier wat ja, hy het die spanne en hy's in die boot, maar op 'n manier is hy besig om te roei met hierdie wonderlike tegniek, maar sy spanne is bo die water. Hy doen alles, maar hy gaan nie vorentoe nie, want sy spanne is in die water. Dis nie werklik. En baie keer met formalisme om te vergoed vir die gebrek aan diepte en sekuriteit wat daar is in forme, word baie keer net nog meer wette gemaak. Meer en meer gepraat, meer uiterlike vorms toegevoeg, meer gepraat oor allerlei dingetjies en strydpunte en doetjies op die i en streepies deur die t, allerlei detail. Ja, vers 13 praat van dat die fariseer nog baie ander sulke dinge doen, maar die vorm, menslike oorlewing, uiterlike dinge, kan nooit meer wees as bloot menslike oorlewering en vorming. Dit is nie die volle, die ware evangelie nie. As ons hart ver van God af is, en ons maar net kerk toe kom op sekere kerk toe kom en op 'n sekere manier leef, bloot omdat ons ouers ons so geleer het, of omdat die uiterlike vorm ons laat veilig voel, of dat ons voel godsdienst is 'n goeie ding. As dit die rede is hoekom ons dit doen, dan sê vers 7, dit help julle niks. Dis te vergeefs. Maar daar is nog 'n gevolg vir vormgodsdienst. Vers 13 sê, so ontneem julle die woord van God sy gesag. Die gesag van die skrif word aangetast, wanneer leerstellinge van mense as die wil van God voorgehou word. As die vorme van mense as die wil van God voorgehou word. En so word die woord van God kragteloos in daardie persoon se persoonlike lewe, maar ook 'n kragtelose evangelie word uitgedra na buite. Wanneer iemand met die naam Christen eintlik 'n vormgodsdienst leef, dan gaan mense die gevolgtrekking maak, Christenskap is eintlik maar menslike tradisie. Die woord van God is eintlik nie so belangrik in Christus wees. En dis 'n vormgodsdienst, dis 'n kragtelose evangelie wat uitgedra word. Vormgodsdienst kan nie meer uitdra as wat die inhoud daarvan is nie, en dis bloot vorm. En dis waarvan Paulus in Timoteus 3 skryf, waar hy sê, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken. Vormgodsdienst is 'n leë, mensgesentreerde godsdienst. En daarom is dit so belangrik dat ons werklik gaan bepaal, ook in ons tyd, ook in ons eie lewens, wat is werklik vorm, wat is menslike interpretasie, wat is nie noodwendig sonde nie, maar dis ons manier van doen, teenoor wat is regtig God se beginsel vir alle tye. Hoe moet ons as kind van God funksioneer? Hoe moet ons as kerk van God funksioneer? Vorm kan en moet soms verander. Beginsels moet nooit verander nie. Dit is die woord van God, dis die kern van die evangelie. En daarom hierdie gedeelte bring ons egter nie net tot selfondersoek nie, maar ook op 'n manier binne die wyeer konteks van die Markus evangelie, bring dit ons by Markus 1 vers 15 waar die Here sê, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle in glo die evangelie. Die Heilige Gees dryf ons ook in hierdie gedeelte om te soek, nie net selfondersoek doen oor het ons 'n vormgodsdienst, maar te soek na die ware godsdienst. Dit wat regtig kragtig is en dit wat genuine is in ons lewens in daai verhouding. En die gedeelte wil ons dus dryf om te sê, waar moet my hart dan wees? Daar staan, julle eer my met die lippe, maar julle hart is ver van my af. Waar moet my hart op die ou end dan wees? En Christen wees is om die eerste plek vas te gryp aan die persoon Jesus Christus. Jesus Christus wat mens geword het, wat vir ons, vir my en vir jou sonde aan die kruis betaal het, want ons kan dit nie betaal nie. Wat die dood vir jou en vir my oorwin het en wat nou sit aan die regterhand van God. Dit gaan oor hom. Christenskap is om in die woord van God vashou, nie vas te klem aan menslike tradisie
reeltjies en formalisme nie. Christendom gaan daaroor om die Here te ken as my Vader, Jesus te ken as my Here, as my verlosser, die Heilige Gees te ken as my trooster en my leidsman, wat my lewe bepaal. Dus wanneer die Here die tweede keer na sy opstanding aan die disippels verskyn, dan sê hy vir Thomas wat die eerste keer nie daar was, en sê hy, kom, moenie langer ongelowig wees nie, kom kyk my hand en my sy, en dan sê Thomas, my Here. Nie maar u is die, ja, u is die Here nie. My Here, sê hy. My Here en my God. Johannes 20 vers 28. Ja, ek omhels. Ware geloof gaan oor die omhelsing, die bely, die kies van Jesus Christus alleen as my verlosser en koning. Ja, hoe vol is Christendom? Nie as die inhoud daarvan is, my Here en my God nie, om in 'n groeiende verhouding met hom te staan. Wat 'n vreugde en volheid is dit nie, dat die verhouding is 'n werklikheid. Dan leef ek inderdaad in voortdurende veranderheid, in gehoorsaamheid, om al hoe meer te leef en te doen en te wees wie ek reeds in Christus is. Christendom kan eintlik maar beskryf word met 3 woorde. Niks, dan Christus en dan alles. Ek het niks om te bring nie. Dis is verniet, die ewige lewe is verniet. Efesiërs 2 vers 8 sê, alles is genade, deur genade is julle gered. Timoteus 3 praat van, ons kan niks van ons vryspraak doen nie. Reddinggawe is 'n genadegawe, Romeine 8. So, daar's niks, ek is net vol sonde. Ek is gebroke, ek verdien die dood. En dan kom Christus. Ek het niks, Christus kom, en hy betaal volledig vir al my sondes. En dan, wanneer ek in hom glo, dan het ek alles. Alles wat ek het as kind van God in 'n verhouding met God, en omdat ek alles dan inderdaad het, ja, gaan ek al hoe meer en meer daarvolgens lewe. Ja, ons het alles in Christus en alleen in Christus binne daai verhouding. Daar staan in 2 Petrus 1 vers 3, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. En dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. As dit werklike waarheid is in ons lewe, dan is ons gemotiveer om al hoe meer te verander in ons denke, ons woorde, ons dade, om te wees wat ek reeds in Christus is. Ons sluit af. Ek en jy moet vandag voor die Here uitmaak, en net vir 'n oomblik weer opnuut stil sit en sê, waar is ons hart? Waar is ons hart? Of word my geloof of my godsdienstigheid tog maar gevul met 'n leë, mensgesentreerde gewoonte godsdienst? Maak ek nie ook soms die woord kragteloos, deur dit te laat verdring met my eie opinies, en my eie gemaaksones, en my eie leringe en gewoontes nie? En mag God gee, dat ons vanuit 'n lewende, persoonlike liefdesverhouding met hom sal dien. Ja, dit soos wat Paulus gesê het in Filippense 3, om Christus te ken, oortref alles in waarde. Dit is die waarheid van die evangelie, wat God aan jou en my gee, verkondig, wat ons in die geloof moet omhels, en waaruit ons kan lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons nie 'n formalistiese dooie godsdienst het nie, maar 'n lewende verhouding met U. En ons bid, Here, vir elkeen wat dalk hierna kyk, wat nie 'n verhouding met U het, dat U hom of haar sal oortuig met U liefde, met die waarheid van die evangelie, dat U seun gestuur het, sodat hy of sy inderdaad ook deur geloof kind van God, kind van U kan wees, en vrygespreek kan wees. En ek wil bid, Here, dat U elkeen sal dring, om ook so te buig voor U, en oor te gee voor U, om die volheid van U genade te leef. Help ons, Here, dat ons sal sien waar ons weer verstrengel raak met formalisme, of waar ons dalk in ons kerkwees verstrengel geraak het in tradisies en vorms, wat eintlik ons ware verhouding met U versmoor. Julle wil U dit deur die werking van die Gees wegbreek, afbreek, vernietig, sodat ons dag vir dag net in die volheid van die verhouding leef wat U vir ons gee. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader,
die gemeenskap, die troos, die krag, die begeleiding van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.